R625.000 vir 'n 10 ton kunsmisstrooier op Nampo. Hoekom het Bokkie nou gestaan en 'n kalkstrooier, kunsmis/kalk/ wat ook al jy wil gooi? Nee. Hoekom het hulle nou gegaan en 'n kalkstrooier gebou? Henry gaan my meer vertel. Hoekom, waarom, hoe is hierdie ding aan mekaar gesit? Hier's 'n paar baie innoverende goed op hierdie strooier. Check gou 'n bietjie hierso. Henry, you like it? Goeie André. Ja, doodstil rustig. Okay, so. Nou, julle is mos nou hoëspoedis vervaardigers, né? Nee? Jy nou loop verdwaal in die besigheid in of wat gaan nie aan? Jong André, ek en Wieke het seker so 2-3 jaar terug begin praat oor 'n strooier, maar dit gaan baie oor ons eie behoefte ook. Maar is dit van daai luister hier, ons moet 'n strooier koop en as dit soos jy's maar die goeders is duur, kan ons nie een self bou nie. Basies, maar baie keer is dit ook, daar's 'n spesifieke manier hoe wat ons gedagte het vir 'n strooier. Dan gaan kyk jy daar buite en sê ja, okay, daar's nou nie regtig een wat jy wil hê wat moet doen wat jy beplan om te doen éventueel met so 'n strooier nie, weet. Daar's 'n klein huisie vol strooiers in die mark. Is daar regtig plek vir nog een? Daar's baie strooiers in die mark. Ja, en ek dink daar's plek vir 'n goed geboude, goed gepryste strooier. Met 'n paar miskien, kom ons noem dit unieke eienskappe wat jy weet waarna 'n ou kan kyk. Want as jy nou vir my sê 625, nee, dan vra ek eers vir jou nou waar het jy geskien? Nee. Hoekom so goedkoop? Eerstens ons het begin met 'n baie goeie ontwerp. Jy weet, ja. ons begin ontwerp met 'n idee dat kom ons bou die beste strooier moontlik teen die beste prys moontlik. Ons spandeer nie wat onnodig is. Want ons baie keer variasies aan 'n strooier gekoppel en jy weet kom ons maar hy's bietjie overspec dalk en dit alles eskaleer die prys en dis eienskappe wat jy dalk nooit gaan sien of gebruik nie. En as ek jou reg verstaan, van die hoëspoedisse, die rippers alles af. As jy gaan kyk na 'n nuwe implement, bou jy bou nie die implement en dan die vervaardigingsproses nie, jy bou die twee goed so saam, is ek reg? Hulle moet ongelukkig hand aan hand loop. Anders kan jy nie in 'n boer se hand 'n koste-effektiewe jy weet voorlegging neerlê nie. Jy moet kyk van dag 1 af. Eerstens kan jou eindverbruiker hom bekostig teen die prys waarvoor jy hom kan bou. As dit nie is nie, dan help dit nie. Ons kan almal drome ontwerp, maar niemand van ons kan dit ons kan dit nie altyd bekostig nie. Ek stem saam met jou. Ek meen ja, ek wil baie graag een van daai Porsches hê wat hulle het. Verstaan? Ek ook. Okay, so vertel my 'n bietjie, wat maak hierdie ene anders? Wat nou was vir julle belangrik wat julle ingebou het? Eerstens André, ons wou 'n baie goeie strooipatroon gehad het en ons wou maklik laat kan stel het. So van die eienskappe waarvan ons dag 1 gekyk het is, jy weet, ons wil hoewel dit nou 'n kalkstrooier is, wil ons 'n kalkstrooier bou wat éventueel kan goed kunsmis ook strooi. Dit was een van my persoonlike vereistes gewees. Ja, want hoekom moet ek twee goed hê vir dieselfde ding? So. Kostebesparing. Jy weet, om 'n klomp kostes aan 'n goeie kunsmisstrooier te spandeer en klomp kostes aan 'n goeie kalkstrooier te spandeer, jy dupliseer baie keer van daai kostes. So, ons het gekyk, okay, ons gaan nou kalk met hom strooi en dan gaan ons self met hom 'n kunsmisapplikasie toe doen en die proses monitor en vir onsself sê, hoorie, hy kan beide doen of nee, ons moet teruggaan en 'n bietjie herontwerp, bietjie verander. Okay, nou kan hy al twee doen. Dit was ons initiële beplanning. Ek is met jou. Nou eerste ding wat ek wil weet is, wat ek hierso sien, né? Is nou moet ek nou mooi. Die drawbar lyk of hy onder hom skuins ingaan en dan kyk ek die skuinsbesigheid en dan sien ek maar die belt loop aan nou skuins. Wat gaan die aan? Kyk, Andre, een ding wat ons wou graag gehad het is ons wil ons spinnerhoogte bietjie hoër gekry het. Ja. En maar ons wil ook die val na jou spinners van jou ketting af ook hoog gekry, laat dit meer egalig uit die masjien uitkom. Nou, dit is die groot oorhoofse rede waarom ons hom laat agtertoe werk, is om my spinnerhoogte hoog te kry. Dit het baie te doen met strooiwyte. Wat ons dit wou prys gee nie. Maar ons wou ook, die val egalig gekry. So hy kantel of hy sloop na agter toe om dit reg te kry. Daar's 'n ander stel voordele ook. Eerstens ons ketting trek 'n bietjie opwaarts. Dis 'n bietjie meer egalige uitmeetsproses. Ons het plek vir groter bande in die toekoms. Baie van jou vraag lê bietjie vorentoe op die masjien. So as hy vorentoe op die masjien lê in elk geval, jy plaas meeste van jou gewig op die trekker.
wat eintlik is waar jy dit wil hê. Jy deel dit tussen die twee en bietjie meer voor, so jou traksie op jou trekker is beter. En ek meen ook as jy maar gaan kyk net vir, ek dink jou kompaksie gaan 'n bietjie minder wees want jy het nie die ding wat jou noodwendig agteraan sleep nie. Jou trekker kan ons meer gewig dra as wiele. Weer een, so ja, ons versprei die gewig tussen die twee elemente bietjie beter. Okay, dan hierso die ding het load cells op hierso, né? Nee? Ja. Nou waar is die agterste load cells? Wat gaan hier? So hier is ek wil net gou verduidelik wat ons beplan het. So die masjien kan, soos hy hier staan, 5 load cells vat, maar hy werk met 4 of met 3. So Ja. ons persone verkies 3. Dit is soos daai 3-poot stoele. Ja. Hulle staan net egaliger, ja. Maar as 'n ou wil 4 kies, jy weet, hy voel gemakliker daarmee, die masjien kan 4 vat byvoorbeeld. So hy middelste load cell is daar onderin. O, okay, daar Ja. is hy. Ek wil Ja. net kom soek hierso wat gaan hier aan. Okay, right so. Maar ek kan hom daar sit as ek sou wou. Ja, jy kan 4 dan insit as dit jou keuse was. En dan verduidelik my gou hierdie spinner opset van julle. Kyk Andrei, ek wil gou eerstens ons het 'n bietjie, kom ons noem dit weerstand gekry initieel omdat ons motors onderkoppel. Ja. Ek wil dit nie noem direk aan die spinner nie want hulle is nie direk aan die spinners gekoppel nie. Maar deur om jou motors onder te sit. Eerstens jy vereenvoudig hierdie uitleg hierso. Ja, want ek meen hier is nie veel wat hier aangaan nie. Nee, dit lyk nie veel nie, maar hier is eintlik baie wat hier aangaan. Ja, maar dis wat ek sê. Dis nou, hoe sê Elon Musk? Jy gaan elke keer of vat jy 10% weg, 10% weg. Nee, daai tipe van ding. Presies net so. Maar wat ons wou gehad het met die oop uitleg wat ons het. Eerstens het ons baie verstelruimte hierso. So baie wat hulle baie van praat is jou drop point waar jy jou kunsmis en jou kalk laat val. Ja. Ons het baie verstelling hier. Ons kan ons spinners vorentoe en agtertoe baie maklik verstel. Ons kan hulle uitwaarts in en uit ook baie maklik. So jy kan hom op die plaas vir die produk baie fyner stel en daarmee 'n goeie strooipatroon kry. Want dis tog waaroor dit gaan. Is om egalig oor, kom ons sê kalk oor 12 meter werkswyte, so egalig as moontlik. Dit help nie jy strooi 6 meter pyp en dan is daar 6 meter gaping hier. Ewe skielik moet jy dit begin saam mee. Ewe skielik moet jy dit begin terugbring. Daai dierkalk is uitgegooi en dit is nie so effektief nie. En laat ek jou reg verstaan, as ek nou die ding se verstellings kyk nou daar so verstellings en daaronder, né? Nee? Ja. So hy kan vorentoe, agtertoe, so. Ja. Presies wat jy hom kan stel, kan jy hom so en so ook stel? Nee, dit bly is net so. Ja, dis nie nodig nie. Maar Jy skuif uit want jy kan jou drop points maak. dit gaan alles oor die drop points, ja. Ek hoor jou. Okay, en dan wat ek jou nou gevra het, ek het actually nou 'n skerp vraag gehad hierson hè. Nou Ander jy sê gooi na mekaar toe, sorry. hulle gooi na mekaar toe. Ja, hulle draai na binne eintlik soos wat die Skandinawiërs dit doen. Hulle Ja. is lief daarvoor om 'n strooier so te bou. Ons het ervaar dit is 'n beter strooipatroon. Jy kry 'n beter strooipatroon so as wat hy Ja, veral vir kalk. uitgooi. Hy gooi hom van hier af die Ja. kant toe en daai ene gooi van hier af die kant. Ja. So ons voel dit is 'n beter COB wat jy gaan kry daarmee. Daai toetse sal ons nou deur die loop van die jaar doen om die hele tyd dit, jy weet, te monitor, seker te maak dat ons wel op die regte pad was. Right, en dan hierso basies baie eenvoudige meganisme, sluys oop, daar gaan jy. Ja, en daar's jou aanduidings van waar jou sluise is, jy weet as jy in die verlede 'n posisie gehad het vir daai selfde produk. Enigiets met enige produk wat jy deur 'n masjien gooi, mens moet maar aanhouding kalibreer. Jy weet Ja, jy moet die proses monitor want produk kan verander en dit kan anders uitmeet. nou okay, nee, want ek wil net hierdie besigheid dan baie verstaan, nê, by hydraulic motors. Julle het nou gegaan, ek meen baie gewone hydraulic motors het nou daar gemount het. Wat 'n blokkie besigheid is die? Andrei, hier binne is ons, kom ons noem dit ons motor se ondersteuning en seelmeganisme. Ja. So daar was groot vrese geweest dat as ons dit gaan doen, jy weet, die spinners, kom ons ek wil nie sê direk aan jou motor koppel nie, want dit is nie direk aan jou motor gekoppel nie. Die side loads en die stof ingressie jou motor nie gaan laat hou nie. Hierdie is nou 'n seelmeganisme, 'n laer ondersteuning, alles om so jou motor dryf nie direk jou spinners nie, hy dryf hom deur 'n skag aan. So daai ding is basically
soos hierdie rubber couplings wat jy kry op jou groot pivotpompe, nee op jou waterpompe. Ja. Het hy mos daai couplings op, daai rubbers wat hy maak dat hy initiële draai ook 'n bietjie beter hardloop. Dis 'n amper dieselfde tipe meganisme. Hy vat die punishment hier binnekant. Dis presies wat dit is. So ons gebruik hoë kwaliteit, jy weet, laaste in SKF. Die hele masjien is in elk geval SKF laars. So jy weet weer eens, ons glo dis 'n hoë kwaliteit komponent. Laaste ding, as. Wat se as? Henrit. Jy weet, daai was Wieke se job geweest. Ja. Luister hierso, en vir nou julle bou hom 10 ton, is nou eers die 10 ton, gaan julle verskillende sizes bou? Ons begin ondersoek na 'n 15 ton of ons is nog nie vas op 'n 15 ton nie. Dit gaan oor weer eens wat ek gesê voorheen, die vervaardiging. Hoe lyk die vervaardigingsproses byvoorbeeld 14, 15, 16? Ons sal dit bepaal en dan die kostes uitwerk, want baie keer jy weet dit daar is iets anders dalk wat oopmaak deur om miskien te sê, hoorie, maar 16 ton en 'n 15 kos presies dieselfde om te bou. En dit maak nie dalk meer sin jy weet om dalk 'n 16 ton te bou in plaas van 'n 15 ton. So ons is nog besig om daai initiële tekeninge te maak en te kyk waar ons gaan eindig. Uitstekend. Dan nie 625, jy moet jou eie load cells en daai goedjies insit, maar dit is net die standaard stroors. Met 'n grid en suspensie ingesluit. Uitstekend. Henry, dankie baie. Dankie. Right, dit is Henry hierso van Bokkie. Okay, ander manier om na kalkstrooier te kyk. As jy belangstel, jy's in die kalkstrooier game, chat met hulle. Dis die van Valspys af. Tot volgende keer. Groete.